Welkom by Wielspore van Waarheid. Ek is JP Fourie, 'n biker, 'n predikant, 'n eggenoot, 'n pa, 'n oupa en 'n man wat glo dat die waarheid en om 'n Christen te wees, lê nie in tradisie of in die hou van rituele nie, maar in die voltooide werk van Jesus Christus homself. Hier praat ons eerlik oor dinge wat in die kerk ingeslyp het, soos byvoorbeeld die blaas van die shofar, die Sabbat, eindtye, die ou gebruike wat Christus kom vervang het en nog baie meer. Ons ry nie hierdie pad om gewild te wees nie, maar om vry te wees. So, trek jou helm reg, maak hom lekker vas. Dit is tyd om die stof van godsdiens af te skud en om die waarheid se spoor te volg. As hy en ons is live, baie welkom by nog 'n episode van Wielspore van Waarheid. Lekker om jou weer met jou te kan gesels vandag. En ons gaan vandag aan met ons gesprek wat ons het oor die shofar, wat in die Nuwe Testament se stilte oordowend is. En vandag die stil swywe van die shofar in die Nuwe Testament. Ons praat so 'n bietjie daaroor. En vandag gaan ons diep spore trap in hoofstuk 2 van my boek oor die shofar ontmasker. Ek het 'n boekie geskryf en ek sal ook die foto hierso opsit oor die shofar. Goed wat my laat dink het as gevolg van goed wat ons gaan kyk, wat het ingekom en ingesluip in die kerk in. En ons kyk na die goeters, is dit skriftuurlik, en ek behandel dit in my boek. Vandag trap ons diep spore in hierdie tweede hoofstuk van die boek en ons gaan kyk na iets wat amper niemand in kerkkringe van vandag wil hoor nie. En dit is die stilte van die shofar in die Nuwe Testament. Nie die geraas van wat mense maak vandag in kerke nie. Met aanbidding word die shofar geblaas en dit irriteer baie mense. Maar ons gaan kyk na die Bybelse stilte wat God self bewerk het. En dit is baie belangrik dat ons gaan kyk, want alles wat ons doen moet ons aan skrif kan koppel. Ons moet gaan kyk wat sê die skrif vir ons. Die skrif is tog die een wat ons lei. En wanneer ek na die Nuwe Testament kyk en ek lees bietjie deur die 4 evangelies en ek lees 'n bietjie deur die boek van Handelinge en die skrywes van Paulus en Petrus en hierdie ander ouens, dan is dit vir my ooglopend dat die shofar besonder stil is in die Nuwe Testament. En tog kry ons dit vandag dat mense in die charismatiese kerk, as ons dit so kan stel, dat mense die shofar blaas, en soos ek reeds gesê het, vir party mense is dit 'n geweldige geraas en dit irriteer mense. En dan die persoon wat die shofar blaas, probeer dit regverdig. En dan gebruik hy skrif om die blaas van die shofar te regverdig. En ons gaan vandag 'n bietjie kyk in die skrif in hierdie tweede gedeelte. Wat sê die skrif regtig oor die shofar? Die oordowende stilte van die shofar. In die Ou Testament het die shofar sy plek gehad, die ramshoring het sy plek gehad, en ons het dit gesien in die vorige gedeelte, gaan lees dit gerus. En dit was 'n groot saak, dit het mure laat val toe die Israeliete om Jerigo getrek het, en op die 7de dag, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, op die 7de dag het hulle almal 'n groot geraas gemaak en hulle die trompette, die shofar, pertinent geblaas, en die blaas van die shofar op God se opdrag het gemaak dat dit wat hulle gedoen het daar om Jerigo, dat daar 'n wonderwerk plaasgevind het en dat die mure ingedruk is in die grond en dat hulle die stad kon beset en oorwin. En dit is belangrik, ons het dit gesien in die vorige episode, is dat die shofar is geblaas slegs op God se opdrag. Wanneer God die opdrag gegee het, wanneer hy beveel het om die shofar te blaas in die Ou Testamentiese bestel, en wanneer die volk gehoorsaam was, dan het daar goed gebeur. En ons het ook gesien dat daar 2 verskillende instrumente gebruik. Daar's 'n silwer trompet gebruik en dan's daar 'n ramshoring gebruik. En hierdie 2 was vir verskillende doeleindes gebruik gewees. En dit is belangrik dat ons dit in die Nuwe Testament
kan onderskei waarvoor hierdie instrumente geblaas was. En ek wil nou nie weer ingaan daar nie, u kan nou maar self gaan kyk en gaan na die vorige episode. Maar toe Jesus kom, toe raak die klank van die ramshoring, of die shofar soos ons dit ook ken, raak toe nou stil. Heeltemal stil. En dan kan ons onsself die vraag afvra en vra hoekom? Daar moet tog redes daarvoor wees oor hoekom die stilte in die Nuwe Testament oor die shofar of die ramshoring so oordowend stil is. Nie een van die evangelies praat van 'n blaas van 'n shofar nie. Terwyl Jesus gewandel het op aarde, terwyl die disippels en die Israeliete en die Fariseërs, die Sadduseërs saam met hom gewandel het, lees ons nie een keer dat enige iemand enigsins die shofar geblaas het of dat die Nuwe Testament dit enigsins noem nie. Nie een van die apostels praat van die gebruike daarvan nie. En u is welkom om te gaan naslaan en navorsing te doen rondom dit wat ek vir jou sê vandag. En te gaan kyk of ek akkuraat is in die beweringe of die stellings wat ek hierso maak. Selfs in die vroeë kerk, my vriend, is daar nêrens aantekeninge gemaak dat in kerkdienste of by mekaarkomste laat daar 'n ramshoring of 'n shofar geblaas is nie. Dis belangrik dat ons dit moet weet, want dit is geen in die geskiedenis en in ons kerkgeskiedenis is dit glad nie aangeteken nie. Geen ramshoring, ramshorings het nie herlewings aangekondig nie. Ek lees nêrens dat die apostels dit gebruik het om profetiese verklaringe te maak nie, want baie mense, as jy met hulle gaan praat oor die shofar, dan sê hulle vir ons, maar wanneer ons hierdie shofar blaas, dan maak ons 'n profetiese verklaring. En ek vind geen skrif in die Nuwe Testament, vind ek daarvoor. Hoekom nie? Daar moet tog 'n rede wees. Want die tyd van die skaduwee, glo ek, is verby. Die tyd van werklikheid het aangebreek. Ons moet onthou dat in die Ou Testament, dat die skrif verklaar vir ons dat die Ou Testament is 'n skaduwee van dit wat in die Nuwe Testament gekom het. Met ander woorde, wat as jy na jou eie skaduwee kyk, kom ons gebruik hierdie voorbeeld, as jy na jou eie skaduwee kyk en jy sien, dan sien jy die donkerte en jy sien die buitelyne, maar jy kan geen detail sien nie. Nou ek wil amper die Ou Testament so sien, dat die Ou Testament is 'n skadu van die Nuwe Testament. Met ander woorde, hy gee vir jou buitelyne, maar hy gee nie vir jou duidelike, presiese beeld om vir jou te wys presies wat daar aangaan nie, maar hy gee vir jou 'n riglyn. En dit is soos ek die Ou Testament sien, en toe kom die Nuwe Testament, en die Nuwe Testament kom en hy werp lig, Jesus kom, en hy werp lig op dit wat die skaduwee vir ons kom sien. Met ander woorde, hy bring duidelikheid, hy bring beeld, hy bring pertinente openbaring rondom wat hierdie skaduwee vir ons sê. Ek dink dit is baie belangrik dat ons dit tog sal besef. God se teenwoordigheid word nie meer aangekondig met 'n geluid of die blaas van 'n ramshoring of met die blaas van 'n trompet nie. Nee man, hy sê daar in Johannes 1 vers 14, hy het self gekom in die vlees. Hy het vlees gekom, hy het self gekom in die vlees, en ek wil hê, ek het my Bybel hier by my oop in Johannes, kom ons gaan lees net wat sê hy daarso, laat ons die konteks van die skrif kan kyk, Johannes 1 vers 14, kom ons lees gou daar wat sê, ek was sorry dat ek, Johannes, hy sê, en die woord het vlees geword, en hy het onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van 'n eersgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en van waarheid. Jy sien, toe Jesus kom, toe kom hy self en hy manifesteer in die vlees en hy kom woon onder ons. En die aankondiging het gekom
in die Nuwe Testament deur die manifestasie van die sterre en die herders wat gekom het, en julle ken almal die storie van Bethlehem. Ek dink dit is belangrik. Die shofar was dus 'n instrument van verwagting. Wanneer die shofar geblaas is, dan het die volk 'n verwagting gehad, ons gaan nou by mekaar kom, want daar gaan aankondigings gemaak word. God se opdrag, blaas die shofar, bring die volk by mekaar, sodat ons 'n aankondiging kan maak. God se opdrag, blaas die shofar, sodat julle kan aankondig 'n jubeljaar, of kan aankondig dit is wat volgende moet gebeur. Jy sien maar, toe die vervulling van tye opgedaag het, toe Jesus Christus gebore is en hy deur die doopwaters gegaan het, toe is dit nie meer nodig dat die shofar geblaas word nie. En weet jy wat, my vriend, ek glo baie sterk in my hart dat die Bybelse Nuwe Testamentiese stilte rondom die shofar is nie toevallig nie. Ek dink Jesus is die een wat nie die shofar geblaas het nie, en omdat daar 'n ander profetiese waarde of 'n ander stelsel, 'n ander manier van doen, het hy vir ons ingebring. Jesus blaas nie die shofar nie, om sy bediening aan te kondig nie, of om te sê, kyk, ek gaan nou iets sê, blaas gou die horing nie. Nee, hy doen dit nie. Hy gebruik sy stem. Dis baie belangrik. Ag, ek kan vir jou soveel voorbeelde noem waar Jesus op die berg geklim het met die bergpredikasie en die span by mekaar geroep het en met hulle begin praat het. Hy gebruik sy stem as die trompet om die verklaring te maak. My skape hoor my stem, sê hy, en ek ken hulle en hulle volg my. Daar in Johannes 10 vanaf vers 27 kan jy dit gaan lees. En weet jy wat, my vriend, wat is vir my so wonderlik? Toe hy vir Lazarus uit die graf uitgeroep het, het hy dit nie met 'n shofar of met 'n trompet geblasery gedoen nie. Hy het dit met sy stem gedoen, want dit is in sy stem waar die gesag gesit het. Dit is in sy stem waar hy die verklaring gemaak het. Dis baie belangrik dat ons daai ding raak sien. Wanneer hy sterf aan die kruis, blaas daar nie 'n shofar en maak 'n aankondiging dat Jesus het nou gesterf nie, die aarde moet nou luister nie. Nee, die aankondiging wat die Here Jesus self maak in Johannes 19, daarvan vers 30 af, maak hy die verklaring en hy roep uit toe hy sy laaste asem uitblaas. Hy sê, dit is volbring. Hy blaas die shofar, hy blaas die trompet, wat sy stem is. Die shofar het sy plek gehad in die Ou Verbond. Dit is so. Ons kan dit nie wegredeneer nie. In die Ou Testament, in die skadu, het hy sy plek gehad, met die tempels en met die priesters, wat die feeste moes aankondig en wat die trompet moes geblaas het. Maar, weet jy wat, my vriend? In die Nuwe Testament bring dit iets radikaal anders. Dis 'n geestelike koninkryk. Die Nuwe Testament, moet ons besef, is 'n geestelike koninkryk wat nou as gevolg van Jesus Christus se prys wat hy vir my en jou betaal het hy vir ons 'n koninkryk kom bewerkstellig, 'n ewige koninkryk wat daar in Daniël vir ons beskryf word. 'n ewige koninkryk wat vir ons ingebring word. En hierdie koninkryk is 'n geestelike koninkryk. U sal onthou dat die Israeliete het 'n koning verwag wat fisies op 'n troon moet kom sit en die Israel volk moes kom bevry. En die koning moes hulle kom regeer. Dis nou wat hulle besluit of glo dat hulle Messias gaan dit fisies kom doen vir ewig en ewig. Maar hy het dit kom doen, maar hy het nie gekom soos wat hulle gedink het hy gaan kom nie. Want hierdie koninkryk wat hy gebring het vir ons is 'n geestelike koninkryk. Dis 'n koninkryk wat geregeer word deur die Heilige Gees wat binne in elke gelowige nou bly. Jy sien, dit is nie 'n aardse nasie of 'n aardse volk wat met rituele en horings of shofars of blaas of enige aankondigings hoef te maak nie. Nee.
Dit is 'n bassein wat geblaas word in die Nuwe Testament, en hierdie bassein wat nou geblaas word, waar die Heilige Gees binne in ons woon, gebruik hy vir my en vir jou om hierdie bassein te blaas. En dit is baie belangrik dat ons dit sien, want hy sê daar, blaas die trompet in Sion, of die Engels praat so mooi daarvan, hy sê, blow the trumpet in Zion. Wie is Sion? Jy sien, ons word nie hierdie goed geleer nie, want ons eskatologiese leerstellings wat ons skryf, die meeste van hierdie goed se fondasies is nie grond gebaseer. Het nie 'n fondasie, is op die woord van God gebaseer nie. Ons sê dit is, maar dit is nie. Jy sien, want wat baie van ons doen, veral in ons eskatologie praat ons van eindtydlering, en ons sal nou nog in die toekoms bietjie gesels oor eindtydlering en bietjie gaan kyk na die fondasie van die wegraping leer en so aan, en dan kyk waar val hierdie hele fondasie in mekaar. Maar omdat ons op sekere skriffies, sekere leerstelling dogma wil bou, daarom, en nie die konteks van die hoofstuk nie, en nie quoteer skrif of sola scriptura nie, daarom val ons hele fondasie in mekaar. En daarom kan ons gaan kyk, ek en u is die stemme wat nou praat en aankondig in die Nuwe Testament. Ons gaan die hele wêreld in, soos wat die Here Jesus dit vir ons gesê het, daar in Matteus 28, gaan dan in die hele wêreld in, verkondig die evangelie, preek die evangelie, na alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou. So met ander woorde, ek en jy maak die aankondiging. Ons blaas die trompet. Ons stemme word nou soos Jesus, wat uitgeroep het aan die kruis, dit is volbring. So word ons stemme nou, die trompet, die ramshoring, wat deur die wêreld geblaas word. Met ander woorde, my vriend, die stilte van die shofar in die Nuwe Testament is werklik God se bedoeling. Ek dink so, ek is vas oortuig daarvan. Dit is vir 'n rede so. Hy wys vir ons, ek praat nou deur my seun. Ek praat nou deur my seuns, want onthou as ons mooi gaan kyk, veral daar in Romeine 8, sal ons sien vanaf vers 29, dat hy sê dat die aarde wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God, maar of die kinders van God, het die Afrikaanse vertaling dit ingesit, maar dit is eintlik nie reg vertaal nie, want jy moet gaan kyk wat sê dit daar. Hy sê, as jy gaan kyk, daai woord is die woord eos, en die woord eos beteken, die betekenis in die Strong's Konkordansie is, soos 'n eersgeborene, 'n seun, met ander woorde enkelvoud. Almal van ons in die Christus, die Ekklesia, is 'n seun van God. Ons het kindskap geërf. Maar ons is ook bruid. Dit is, hy het verskillende meervoudige bedoelings wat hy sê. Nou sê hy daar in Hebreërs 1 vers 1, en ek gaan vir jou die skrif lees, sê hy 'n baie mooi ding. Hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae, dit is nou die skrywer van Hebreërs praat baie pertinent oor dit wat Christus kom doen het. In hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Vers 2. Wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Jy sien, met ander woorde, dit beweeg oor van 'n fisiese ritueel, 'n fisiese blaas van die shofar, 'n fisiese aankondiging wat aan 'n volk gemaak moes word. Dit gaan van daai fisiese ritueel na 'n geestelike realiteit. Jy sien, want die seuns van God, ek en u, die Ekklesia, die bruid van die lam, word deur die Gees van God gelei. En die boek Hebreërs verduidelik dit eintlik vir ons baie perfek. As hy spreek van 'n Nuwe Testament, dan beteken dit dat die Ou Testament of die ou verbond
onklaar geraak het, met ander woorde, dit het verouderd geraak, want as hy sê, dat daar is 'n nuwe verbond of 'n nuwe testament wat nou in werking gekom het, dan beteken dit ons is nie meer onder die skadu van die Ou Testament of die ou verbond nie. Dan beteken dat hy die eerste een, die ou verbond, het hy tot niet gemaak. Want hy het verouderd geraak. En dit het verdwyn. En dit is wat Hebreërs vir ons sê, Hebreërs 8 vers 13. Jy kan dit daar gaan lees. Met ander woorde, wanneer hy aankondig dat daar het nou 'n nuwe testament in werking getree, dan beteken dit dat die rituele van die Ou Testament, van die ou verbond, is onklaar. Maar die Ou Testament en die Ou Verbond het vir ons verklaar waaroor dit gegaan het. Dit het nie baie duidelik gewees nie, want dit was net 'n riglyn. Nou het Christus in die Nuwe Testament gekom en hy het vir ons duidelikheid kom bring. Hy het vir ons presies kom wys wie hy is, wat hy is en hoekom hy dit verklaar het in die Ou Testament. Met ander woorde, alles van die Ou Verbond, die tempel met sy 3 afdelings voorhof, die heilige en die allerheilige, die priesters wat die offergawes moes gebring het, die offers self, die feeste wat aangekondig moes word. Onthou, daar was in hierdie goed alles profetiese waardes gewees. Die Sabbat, ek wil nie eens in die Sabbat ingaan nie, maar die Sabbat, en ja ook die blaas van die shofar. Dit alles was 'n skaduwee. En ons kan dit in Hebreërs 10 vers 1 gaan lees, en dit is wat die skrif vir ons sê daar, in Hebreërs 10 vers 1. Hy sê, want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld van self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring moes word, die wat toetree tot volmaaktheid gelei het. Jy sien, want die wet was 'n skaduwee. Die rituele, waar het hulle die wet en al hierdie rituele wat hulle moes deurgaan, waar het hulle dit gekry? Op Sinai. Toe Moses die wet by God gekry het, nadat die volk, gaan lees dit daar in Eksodus 19, nadat die volk gesê het, Moses, ons wil nie met die Here praat nie, ons wil nie met God praat nie. Praat jy met God namens ons? En hier kom God en sê, okay, ek wou vir my 'n koninklike volk, 'n priesterlike heiligdom, ek wou vir my hierdie volk vir my eie uitgeroep het, maar hulle wil nie. So Moses, gee vir hulle die rituele, gee vir hulle die wette, met die 633 bywette wat daarmee saamgaan. Laat hulle dit onderhou. Skaduwees wys op iets groters wat kom. Dis baie belangrik dat ons dit besef. Maar hulle het geen substansie as die lig opgedaag het nie. Jy sien, as ek my skaduwee laat val, die oomblik wanneer ek lig op daai skaduwee skyn, dan beteken my skaduwee niks meer. Want dan vat die lig die skaduwee weg. Is Jesus dan nie die lig van die wêreld nie? Christus is daai lig, ja. Hy is die ware jubeljaar wat vir ons die vryheid nou bring. Kyk wat sê Lukas 4 vanaf vers 18 en 19. Hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld is van hart te genees. Kyk wat sê vers 19. Om aan die gevangenes vrylating te verkondig, aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, en om die aangename jaar van die Here aan te kondig, om die jubeljaar van die Here aan te kondig. Kyk wat doen Jesus hierso. Hy blaas die trompet, hy gebruik sy stem om hierdie verklaring te maak. Met ander woorde, hy sê nie bring 'n ramshoring of 'n trompet, kom ons gaan nou aankondig. Nee, hy staan daar, die Gees van die Here is op my. Hy het my gesalf om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Ons weet ook dat die skrif vir ons sê, dat die Here Jesus die hoëpriester is,
wat nie met ramme se bloed kom nie, maar met sy eie bloed. Ons lees dit in Hebreërs 9 vers 11 en 12. U kan maar die skrifte gaan lees. Hy, die Here Jesus, is die stem van God self. Hy, die Here Jesus, is die volheid van alles waarvan die shofar ooit gestaan het. Hy is die volheid daarvan. En dis dieselfde, jy kan nou gaan lees in Hebreërs 4 ook. As ons net so vinnig, ek sal nog op 'n volgende pot gooi, sal ek 'n bietjie raak aan die Sabbat, wat ook 'n ritueel is van die Ou Testament, onthou skaduwee, wat ons in die Nuwe Testament ingetrek het. Omdat ons erfdeel weggee en ons sê dat daar is as 'n volk in die Midde-Ooste wat God se volk is, in die Christene is dit nie. Ons is die kalf wat in die agterspeen moet suig. Jy sien, ek wil hê, my vriend, ek en jy, ons moet vir onsself die vraag afvra. Waarom sou ek vandag 'n ramshoring blaas as die woord self reeds onder ons woon? Is dieselfde vraag wat ek wil vra hierso is. Ons wil so graag, en ek verstaan die mense wat is die woord wat ek soek? Die passie of die ding van die bonatuurlike. En dis hoekom wanneer ons oor eindtye praat en engele en demone en al hierdie goeters, dan is dit die magie wat ons het van die bonatuurlike goed wat ons nie verstaan nie. Dan oordryf ons baie van hierdie goed. Nou, een van die ander vrae wat ek het. Baie mense sal jou kon vertel oor hoe hy engele gesien het en hoe engele vir hom 'n boodskap gebring het en al hierdie tipe van goed. Ek het nou so 'n tydjie terug het ek weer op 'n Amerikaanse program gesien van hierdie ou wat 'n verskriklike boek gaan skryf het van, ek dink so iets soos 25 boodskappe wat engele vir hom gebring het. Die eerste vraag wat ek myself afvra, as dit waar is wat daai persoon sê, wat is die doel van die Heilige Gees dan? Want die Heilige Gees bly binne in ons as gelowiges. Ek en u is die tempel nou, ons is die huis van God. Hy woon binne in ons. En hy praat met ons. He walks with me and he talks with me and he tells me that I am his own. Hoekom sal hy 'n engel gebruik om vir jou 'n boodskap te stuur as hy dit self vir jou kan sê? En hierso is my gevolgtrekking. Wanneer ek sê dat God het 'n engel vir my gestuur om vir my 'n boodskap te bring, dan beteken dit, my ore is so toe, dat ek nie die stem van die Here hoor nie. Wanneer God 'n profeet moet bring, om vir my 'n boodskap te gee, om vir my te sê, waar na toe is ek op pad, dan beteken dit, my ore is toe, ek kan nie meer die stem van die Heilige Gees hoor nie. Dit maak nie vir my sin nie. Beteken dit, wil ek nou vir jou, JP, wat wil jy vir my sê, dat God gebruik nie meer profete deesdae nie? Nee, dis nie wat ek wil sê nie, glad nie. Daar's profete. Maar wat doen die Nuwe Testamentiese profeet? Ons moenie die Ou Testamentiese profeet misgis met 'n Nuwe Testamentiese profeet. Elkeen van ons in die Nuwe Testament het die gawe van profesie. Maar wat doen profesie? Dit stig, dit bou. Gaan lees jou skrif. Dit bevoordeel die gemeente, dit stig die gemeente. Met ander woorde, wanneer iemand na my toe kom met 'n profesie, dan blaas hy die trompet, die shofar, hy blaas hom, hy, met sy mond, in my lewe in. En hy kom bevestig net vir my wat God reeds vir my gesê het. 'n Profeet sal nooit vir jou teenstrydig praat met wat God reeds vir jou gesê het nie. Hy sal net kom bevestig. Is baie belangrik dat jy dit verstaan. Wanneer iemand met doem en dood en wat ook al na jou toe kom met 'n profetiese woord, onmiddellik, maak hom stil en verwerp dit. Want die skrif sê vir my dat die profesie, die woord moet stig. It must edify, dit moet opbou. Dit is wat dit moet doen. Baie belangrik dat ons dit sien. Met ander woorde, kom ons gaan terug na die shofar toe. Die woord bly nou reeds binne in ons. Die shofar het sy doel vervul in die Ou Testament. Nou praat God deur sy Gees
in ons en deur ons. Dit is wat Johannes 16 vers 13 vir ons sê. Hy sê, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, dan sal hy julle in die hele waarheid leer, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar hy sal alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Met ander woorde, as jy wil weet, wat môre en oormôre gaan inhou om profetiese verklaringe te maak, luister wat sê die Heilige Gees. Want dit sal die liggaam stig, dit sal die liggaam bevoordeel, die liggaam sal goed voel oor dit wat jy gee, of dit wat God wil sê. En dan is daar ook bevestigings, daar's mense, daar's manne in die gemeente, wat die woord moet hoor, soos die trompet of die shofar geblaas word, moet die woord hoor, en moet dit kan beoordeel. Wanneer ek 'n ramshoring blaas, hoe beoordeel ek die woord? Ek is nie meer in die Ou Testament nie. Die ramshoring is stil in die Nuwe Testament. Weet jy wat, my vriend, daar's 'n gevaar wanneer ek in u teruggryp na die skaduwees van die Ou Testament. En dit is hier waar ek reguit eerlik met u moet wees. Baie kerke vandag blaas die shofar, baie kindertjies van liewe Jesus vandag blaas die shofar uit onkunde uit. Hy het iets gehoor en nou naap hy dit. Ek was self daar, ek het dit ook gedoen. Ek het 4 van hierdie goed, ek het 4 ramshorings. Ek het dit ook geblaas, ek het die prayer shawl of die talit oor my gegooi en dan het ek daar gaan staan. En ek is nooit in my lewe 'n Jood gewees nie. Ek is 'n heiden wat tot bekering gekom het. Ek was nooit 'n Jood gewees nie. Met ander woorde, ek het nie die Joodse rituele in my lewe nodig nie, want ek kom nie daar uit nie. Baie mense, baie kindertjies van liewe Jesus meen dat dit 'n geestelike wapen is, of dat dit 'n sleutel is wat die hemel oopmaak, om geestelike kragte te ontlok en geestelike wapens, gevegte te wen. Mense wat hierdie mentaliteit het, mense wat hierdie goed doen, verstaan nie wat is die koninkryk van God nie. Hulle verstaan nie wat beteken die koninkryk van God nie. Want die koninkryk van God is eintlik baie eenvoudig. Dit is God se autoriteit, sy autoriteit. Waar is dit? Binne in my. Dis sy heerlikheid binne in my. Dis sy regeringskap binne in my. En dit werk nou as gevolg van die Heilige Gees in my, werk nou deur my na die markplein toe daar buitekant. Dis al wat dit is. My vriend, hierdie sleutel, hierdie koninkryk, is vir my en jou reeds oopgemaak aan Golgotha se kruis. Ek en jy moet dit net in besit neem deur geloof. Kyk wat sê die apostel Paulus vir ons daar in Kolossense 2 vers 16 en 17. Hy sê, laat niemand julle oordeel nie. Oor feeste, oor nuwe maande, oor sabbate. Hoekom nie? Want dit is 'n skaduwee, maar die liggaam is Christus. Jy sien, en hy bly binne in sy tempel, hy bly binne in sy eklesia, hy bly binne in sy liggaam wat ek en u is, en hy praat met ons. Sy lig skyn nou in ons en deur ons. As jy teruggryp, my vriend, na die shofar, dan hardloop jy terug na die skaduwee. En dit sê nou vir my, dit is nou 'n hond wat teruggaan na sy uitbraaksel toe. Wanneer ons teruggaan na die skaduwee toe. As jy sê, miskien onbewuslik, wanneer jy na die skaduwee teruggaan, dan sê jy, Christus is nie genoeg nie. Ek het nog iets nodig om te doen, om hom te help, om die prys meer volmaak te maak. En dit is nie waar nie. Sy prys was volmaak, eens vir altyd, uitgesort. Baie belangrik. Maar die nuwe verbond roep nou, vir my en vir u om vorentoe te kyk. Die Nuwe Testament sê, kom, moenie terugkyk nie, kyk vorentoe. Daar's beter beloftes,
Daar's beter voorwaardes, stap vorentoe. Daar is nou een geluid wat saak maak, my vriend. Dis die stem van die Heilige Gees, nie die geraas van 'n ramshoring nie. Die stem van die Heilige Gees binne in ons binneste. Christus is die volheid van hierdie stem. Kyk mooi na die Nuwe Testament. Dit sê, die shofar het God se teenwoordigheid by Sinaï aangekondig. Maar in Christus het God self onder ons kom woon, Johannes 1:14. Die shofar het die oorlog van Jerigo gesimboliseer. Maar Christus het vrede gemaak deur sy bloed aan die kruis, Kolossense 1:20. Die shofar het die jubeljaar aangekondig. Maar Jesus Christus verkondig nou die aangename jaar van die Here aan. So hoekom sou ons nou 'n instrument gebruik om te aanbid, as Jesus Christus self die vervulling is daarvan? Die shofar was 'n boodskapper. Christus is die boodskap. Dit was 'n aankondiging. Christus is die aankondiging homself. Christus is die ware klank van genade. Vriende, die Nuwe Testament is baie duidelik. Die enigste geluid wat nou tel, is nie 'n ramshoring nie, maar die stem van Christus binne in ons. Wanneer ek mense hoor sê, kom ons blaas die shofar vir geestelike oorlogvoering of 'n profetiese verklaring, dan wil ek sê, my broer, my suster, vriend, die oorlog is klaar gewen. Jy het nie nodig om te veg nie. Gaan kyk wat sê Efesiërs 6 vir jou. Hy noem dit 3 keer daar. Hy sê ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar om wat te doen? Om te staan. Staan dan vas. Staan met jou lendene omgord. Staan vas. Nie beklei nie. Hoekom? Want Christus veg hierdie geveg. Christus het hierdie geveg vir my en jou gewen. Staan dan vas. The battle is not yours. Die geveg is nie jou nie, die geveg is God se geveg. Die koning het klaar uitgeroep op Golgotha. Dit is volbring. Sit jou ramshoring neer, meneer, en luister na die stem van die Heilige Gees. Laat jou lewe die klank wees van genade, van vrede en van waarheid. Baie dankie my vriend dat jy geluister het na hierdie episode van Wielspore van Waarheid. Ons gaan op 'n volgende geleentheid na die volgende hoofstuk van my boek kyk, van die shofar se klank. As jy hierdie boodskap voel, as hy met jou praat, deel dit met iemand. Stuur asseblief gerus hierdie potgooi gedeelte aan vir enige iemand anders, wat nou nog ook in hierdie tipe van rituele vasgevang is. Jy sien, want kennis bring vryheid. Onthou, Jesus het nie gekom om jou weer vas te bind aan die ou verbond nie. Jesus het nie gesê gaan maak Jode met hulle rituele van almal nie. Hy het gekom om jou vry te maak met 'n Nuwe Testament wat hy aangebring het. Tot ons mekaar volgende keer sien, ry veilig, leef reguit, bly in die lig.